Goeienaand. Ons staan vanaand by die 5de kruiswoord van ons Here Jesus Christus stil. Ek is dors. Geen mens kan lank sonder water leef nie. Veral nie in 'n droë land soos Israel nie. Daarom is dit nie vreemd dat Jesus aan die kruis hierdie eenvoudige maar baie diep woord uitroep nie. Ek is dors. Dit is 'n kort sin met ryke betekenis. Ons moet dit eers hoor soos dit daar staan, as 'n werklike liggaamlike noodkreet. Na ure van intense lyding, gegeesel, geslaan, 'n kruis gedra, uiteindelik daaraan vasgespijker, roep Jesus as mens. Ek het dors. Sy liggaam is uitgeput, sy bloed het gevloei, die son brand, die dors is ondraaglik. Hier sien ons dat Jesus waarlik mens was. Hy het nie net geestelik gely nie, maar ook liggaamlik. Hy ken honger en pyn en uitputting, ook dors. Daarom is hy 'n hoëpriester wat werklik volle medelee met ons het. Hy weet wat dit is om te ly, wat dit is om swak te wees, om te smag na verligting. Dit bring baie groot troos. Wanneer iemand van ons ly fisies, is die Here Jesus nie ver nie. Hy weet, hy het die pad geloop. Maar hierdie woord is meer as net 'n beskrywing van Jesus se fisiese nood. Johannes sê uitdruklik, Jesus het gesê, sodat die skrif vervul kan word. Ek het dors. Selfs hierdie oomblik is dis deel van die lydingspad van Christus. Hy vervul God se plan tot in die fynste besonderhede. Die skrif het al voorheen hieroor gepraat. Toe ek dors was, het hulle my asyn laat drink. En nou word dit vervul. 'n Spons met suurwyn word na hom opgelig. Ook hierdie is in die raad van God. Die betekenis is veel meer as fisiese lyding. Jesus se dors wys ook op geestelike dors. Hy beleef nie net liggaamlike dors, maar ook iets van die diepere dors van die mensdom, die verlange na God, na lewe, na vervulling. Die Bybel beskryf hierdie dors treffend, soos 'n wildspok, smag na water, so smag my siel na U, o God. Dis die diepste menslike behoefte om by God te wees, om deur hom versadig te word. En dit kom doen Jesus aan die kruis. Hy het self beloof, wie van die water drink wat ek gee, sal nooit weer dors kry nie. Hy het mense genooi, iemand wat dors het, laat hom na my toe kom en drink. En nou aan die kruis sien ons hoe hierdie belofte moontlik word. Hy word dors, sodat ons kan drink. Hy beleef leegheid, sodat ons vervul kan word. Hy word van God verlate, sodat ons by God kan wees. Soos in die woestyn waar water uit die rots gevloei het, word Christus hier geslaan, sodat die lewende water vir ons kan vloei. Die water wat lewe gee. En daarom is hierdie kruiswoord nie net 'n roep van pyn nie, maar ook 'n woord van hoop. Dit wys vooruit na die dag wanneer alle dors finaal geles sal word. Die Here beloof aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein van die water van die lewe. Verniet. Wat 'n uitnodiging. Kom dus vanaand met jou fisiese nood, kom met jou geestelike leegheid, kom met jou vrae, met jou pyn, met jou verlange, kom na Jesus toe. Hy is die fontein van lewende water. Hy alleen kan werklik versadig. En wie van hom drink, sal nooit weer dors kry nie. Hy het uitgeroep, ek het dors, sodat ons nooit weer werklik
dors hoef te wees nie. Goeienaand.